Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het gister sy begrotingsrede gelewer. Thys van Sail van Everest Advisory Services kuier vanoggend weer hier om die belangrikste kwessies waarna die minister verwys het te bespreek. Thys, baie welkom en ek wil 'n glasie klink op goeie nuus. Oor die algemeen, hè? Love it. Luister Thys, ek is so bly. Ek is so bly jy's vanoggend hier, want soos wat ek sê, dit het oor die algemeen goeie nuus vir Suid-Afrikaners ingehou, of hou oor die algemeen goeie nuus vir Suid-Afrikaners in. Wat is jou algemene indruk van hierdie 2026 begroting? Ek dink also tot en met hede was hierdie nog een van die beste begrotingsredes wat ons al gesien het in 'n baie lang tyd. Ek dink al was ook nie hy baie goeie begrotingsredes, jy weet, oor die laaste tyd gewees, en so daai maatstaf wat teen ons het meet is ook nog nie te groot nie, maar kom ons sê maar dit was 'n goeie uiteensetting van waar Suid-Afrika staan. Ja. Maar ons moet ook onthou dat die minister bou eintlik op 'n baie beter fondament as wat die ander ministers byvoorbeeld in die verlede byvoorbeeld beskikbaar gehad het. En natuurlik ook ons is op die voorvoet, want ons is ook basies weet in 'n positief as dit gekom het by ons BBP nou vir die laaste jaar. So daar's 'n paar goedjies wat elemente wat 'n goeie rol in sy gunsong gespeel het. Dit is so amper jy weet asof jy die Springbokspan oorvat, jy weet, na afrigting van 'n goeie span af en dan ry jy maar 'n bietjie die wave, jy weet, en dan kyk ons maar hoe gaan dit. Maar oor die algemeen dink ek was daar nie baie goedjies wat hy gemis het nie. Ek dink dit was 'n baie mooi uiteensetting van wat die geld wat beskikbaar is en kom ons kyk of dit werk. En ek dink daar word veral klem gelê op iets soos die staatsskuld kwessie en dan ook iets soos belasting, maar wat was volgens jou die grootste positiewe aankondiging in hierdie begrotingsrede? Ek dink die feit dat hy uitgewys het gereeld in sy voorlegging en natuurlik ook jy weet dat dit op skrif is en dat hulle gesê het dat daar meer met die privaat sektor gewerk gaan word en natuurlik dat daar meer vennootskappe ook op munisipale vlak wat gemaak sal word ook is vir my baie goed wat so positief. En die feit dat hulle byvoorbeeld ook gesê klein en medium maatskappye, jy weet dat daar baie goeie ondersteuning gebring gaan word. So is asof jy weet ek dink dalk kyk die minister hierdie program, jy weet, en hy het dalk die laaste 2 weke na my nou geluister. So ja, daai was my 3 van die groot goeders wat wel vir my uitgestaan het. Met daai in gedagte, jy weet iets soos munisipaliteite wat soos privaat maatskappye bestuur moet word. Hoe haalbaar dink jy is so iets? Ek dink in die begin gaan dit baie moeilik wees, want ek dink ja, dit is maar jy weet old habits die baie moeilik en ek dink ja, hulle is klaar bietjie en halwe slegte gewoontes oor die algemeen, veral munisipaliteite wat byvoorbeeld swaar trek en wat byvoorbeeld al uitstaan vir bedrog en wat nogal uitstaan vir infrastruktuurvervalling en ek dink ja, daar gaan dit nogal moeiliker wees as byvoorbeeld in jou groter metros. So ek dink ja, jou plattelandse munisipaliteite gaan bietjie swaarder trek, ek dink in die beginstadium, maar ek dink oor die algemeen is dit 'n positiewe wat sal kom ons sê my rigting waarna hulle gaan op hierdie stadium en wat hulle beoog ook om te doen. So kom ons kyk maar of dit gaan werk, want ten minste weet ons dat daar gaan ook op die NFA dag daai toeganklikheid na fondse toe wat reg kan bestuur word. Dink ek is die eerste punt van positiwiteit vir almal, veral wat 'n Suid-Afrikaner is. Veral as jy byvoorbeeld in 'n dorp of 'n stad bly wat regtig swaar trek en die infrastruktuur val uit mekaar uit, dink ek is dit 'n positiewe uitkyk om ten minste te weet daar's aanspreeklikheid ten minste nou tot 'n mate. Definitief. Thys, jy weet, jy het nou ook onlangs 'n oop brief aan die minister van Finansies geskryf. Wat was die hoofdoel daarvan? Ag ek dink hy het 'n uitnodiging gestuur in die algemene publiek en natuurlik jy weet as jy my uitnooi dan gaan ek opdaag, jy weet vir alles kom by finansies, dis belangrik. Ja, ek dink ek het vir my baie ek wil nie vir hom sê, jy weet ek wou vir hom gesê wat om te doen nie. Ek het 'n paar mooi voorstelle gemaak, maar waarop ek wel gefokus was juist die privaat sektor en wat die privaat sektor kan doen, jy weet, en natuurlik die munisipaliteit uitbreiding daarvan, werkskepingsgeleenthede, entrepreneurskapsgeleenthede en natuurlik weet hoe om die buitelander weer terug te bring Suid-Afrika toe in die vorm van infrastruktuurbeleggings en natuurlik ook om te gaan kyk, jy weet, in plaas van dat jy government bonds het, dat jy gestruktureerde bonds het, soos byvoorbeeld elektrisiteits wat saam bonds, infrastruktuurbonds, Transnet bonds, jy weet dat jy dit bietjie meer sentraliseer in silo's en dan dit basies weet dan vir die regte rede ook dan nou kan gaan vir implementering saam met die privaat sektor. So seker van die goeters het definitief geweerspieël, so dit is nie net ek wat basies weet van hierdie goeters weet nie. Ek dink die algemene Suid-Afrikaner kon al 'n brief vir hom geskryf het en presies geskryf het wat ek ook vir hom geskryf het. Ja. Jy sien so dalk kyk hy na hierdie program, maar dalk het hy ook jou brief gelees, jy weet. Ek dink dit was 'n overkill. Dalk kry een van die dae oproep om as sy raadgewer nou aangestel te word. Maar ek is beskikbaar vir hom, jy weet nooit.
Thys, is daar enige iets anders wat jy sou wou hoor gister? Ek dink ja, as ons net 'n klein bietjie meer kon uitgebrei het rondom die beleggingstoeganklikheid van buitelanders en natuurlik jy weet oor die algemeen om dit vriendeliker te kan maak vir Suid-Afrikaners, nie net ons as 'n Suid-Afrikaner binne Suid-Afrika nie, maar dat die buiteland basies jy weet kom ons sê 'n argument sou daar 'n bietjie belasting verlagings kon gekry het as ek kom by opbrengste, jy weet in beleggings binne Suid-Afrika of selfs hoofkantoorstrukture te kan kom opsit. Ons het al baie kere daaroor gesels ook, maar daai goeders was nie eens aangeraak nie. En ek dink ja, dit is vir my nogal relatief disappointing, want as 'n ou gaan kyk byvoorbeeld die uitkyk van groei is maar geprojekteer teen 1.6% en teen 2% by 2028. So daar's nie regtig gefokus vir my aan aggressiewe tipe van uitbreiding en aggressiewe tipe van beleggingsstrukture wat in Suid-Afrika kan moontlik plaasvind, jy weet, om daai bietjie hupstoot te kan gee. Want ek bedoel, as ons gaan projekteer na 1.6 toe, gaan ons nie onmoontlik by 1% uitkom, en dit is weer eens nie 'n goeie stap in die vorm van werkloosheid nie, om dit ook aan te spreek nie. So daar's maar 'n klompie elemente. Goed, ek wil baie weet of jy dink dit is genoeg, jy weet, dit wat hy nou gesê het, om Suid-Afrika se ekonomie werklik te laat draai, of dat daar omswaai kan plaasvind, maar iets anders wat ek dink ons by moet uitkom ook, is iets soos beleggersvertroue, jy weet, en wat jy dink, wat die impak van die begroting daarop ook kan wees. Ek dink ja, as mense kyk, die rand het ook onmiddellik wat saam gestabiliseer verder nog teen die dollar, wat 'n positief is. So dit sê klaar vir jou, jy weet, die buiteland het dit ook goed ontvang, en dit sal definitief buitelandse kapitaal terugbring Suid-Afrika toe wat daadwerklik nodig is. Maar ek dink ja, die begrotingsrede het basies net uitgewys, ja, daar is herstel en konsolidasie in plek en daar's 'n fundament om op te werk, maar dis amper so wat ek nou vir 'n kollega daar buite ook verduidelik het, dis amper so 'n pasiënt wat nou gestabiliseer is. Jy weet, so jy moet nou basies weet seker maak daai pasiënt word gesond en hy kan basies rehabiliteer en hy kan basies weer contribute as hy sou wil stel. Ek dink ek sou vreeslik graag ook nog wou uitkom by dit wat hy aangekondig het na aanleiding van die polisie, iets soos onderrig en jy weet, fondse wat daarvoor beskikbaar gestel gaan word. Ja, Thys, of ons moet net verder daaroor gesels volgende keer. Maar vir nou is dit weer 'n geval van, well, that's it, see you again. See you again. Maar baie dankie vir die insig wat jy vanoggend met ons gedeel het. Goed, nou bly ingeskakel, want ons gaan net hierna veearts toe om meer oor narkose vir ons dierekinders uit te vind. Intussen wil ek jou ook daaraan herinner dat jy baie welkom is om 'n draai te gaan maak op ons YouTube-kanaal, indien jy enige van hierdie baie interessante, insiggewende en sommer ook inspirerende gesprekke misgeloop het. Jy's by Goeiemôre, Good Morning, ons is nou weer terug.